Ja, vriende, ons wil u weer terug verwelkom hier by ons gesprek rondom die waterdoop en ons gesels oor die doel, en ons het nou al stilgestaan by doop in die Ou Testament en ons het nou al gepraat oor die doop in die Nuwe Testament, die begrip, en ook dan die vraag beantwoord, en daar is nog 'n klompie ander vrae wat ons vandag wil beantwoord. Ons wil fokus op die vraag, is waterdoop 'n vereiste tydens die dispensasie of dan die bediening van genade? Ek wil weer, voordat ek verder gaan, baie duidelik sê dat hierdie gesprek nie gaan om reg en verkeerd te bewys nie. Nie om kinderdoop of kleindoop of besprinkeling te bevoordeel, of om onderdompeling of volwasse doop af te skiet of watter kant toe ook al nie. Die doel is om met 'n oop gemoed na die doop te kyk, aangesien dit so 'n geweldige debat in Christen denominasies het, en daar baie vrae is, en dis die rede hoekom ek met hierdie studie begin het, is om vrae wat gevra word van beide kante af, en ook uit onkunde, vrae wat gevra word oor die relevantie van die doop. So ek wil vandag stil staan, en ons wil by volgende keer die laaste geleentheid so 'n bietjie kyk na die gereformeerde doopsformulier en sy skriftuurlike plek in doop van kinders, en dan so 'n bietjie daaroor gesels. So ek nooi vir jou om met 'n oop gemoed, as daar iets is waarmee jy nie saamstem nie, of iets wat jy oor wonder, moenie dit afskiet of net stop nie. Luister na die eerste 2 aanbiedings en volg vandag se, en dan ook die een wat hierna gaan volg, en luister met 'n gemoed, 'n oop gesprek met eerlikheid in my hart voor die Here, om hierdie vrae uit die skrif uit met eerlikheid sonder 'n agtergrond te probeer antwoord. Nou kom ons spring weg. Inleidend die volgende. Daar's 'n klompie vrae wat ons gevra word, wat ons gaan probeer om te beantwoord, en dis vrae soos: is die doop 'n uiterlike teken of 'n uitdrukking van 'n innerlike daad of 'n geloofsgebeurtenis in my lewe? Erken God vandag nog waterdoop? Het sy besprinkeling, het sy onderdompeling? Waterdoop is en bly 'n onderwerp van bespreking en 'n debat binne weergebore kinders van God en die liggaam van Christus. Sommige mense beskou waterdoop as noodsaaklik vir jou verlossing en glo dat dit 'n vereiste stap is in die proses van jou verlossing. Ander sien dit egter hoofsaaklik as 'n uiterlike uitdrukking van 'n innerlike daad of 'n innerlike geloofsoortuiging dat ek my dan moet doop. Het sy deur besprinkeling of het sy dan ook deur onderdompeling? Om die doel daarvan vandag te verstaan, is dit belangrik dat ons sal ondersoek hoe God waterdoop histories gebruik het. Ons het al bietjie daarby stil gestaan, maar ek wil vandag so 'n bietjie verder met jou deel. Hoe God waterdoop gebruik het, sluit die rol daarvan in, veral onder die wet. Hoe is dit toegepas onder die wet, tydens die bediening van die apostels in die tyd van die Here Jesus, en ook in die tyd van die apostel Paulus na die uitstorting van die Heilige Gees. Ons sal dan hierdie inligting gebruik om te bepaal of waterdoop binne die dispensasie van genade steeds
vereis word. Ek wil begin by die evangelies en doop in die Nuwe Testament se eerste 4 boeke. Vandag, wanneer 'n persoon verlossing ontvang, deur hulle geloof in die bloed van Jesus te plaas, as die volle betaling vir hulle sondes, word hulle onmiddellik in die liggaam van Christus ingedoop. 'n Geestelike belewenis, wanneer die Heilige Gees van God in jou hart kom woon. Hierdie geestelike doop verenig hulle dan met ander gelowiges en merk hulle toetrede tot die familie van God. Ons sal nou so 'n bietjie na die teksvers kyk. Maar Efesiërs 4 en 1 Korintiërs 12 praat dat dit 'n vereenselwiging, ook Romeine 6 vers 4, 'n vereenselwiging is met die dood, kruis, dood en opstanding van Jesus. So aan die ander woorde, hulle tree toe tot die familie van God deur hierdie geestelike doping of dan vereenselwiging met die sterwe en opstanding van Jesus. Dit vind plaas die oomblik wanneer hierdie persoon wat in geloof die offer van die bloed aanneem as die volle betaling vir sy sondes en hy glo, en glo beteken hom assosieer met homself saam met Christus sien sterf, saam met hom begrawe word en saam met hom opgewek. Eerder as deur 'n uiterlike ritueel of dan 'n waterdoop, 'n fisiese doop, waar jy dan jou sondes van verlos en afgewas word. So hierdie geestelike doop is 'n baie belangrike aspek in die Nuwe Testament. In 1 Korintiërs 12 vers 13 lees ons, want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, ons is almal van een gees deurdronge. Baie duidelik kom woon die Heilige Gees nie in jou hart met doping nie. Het sy kinder of onderdompeling, besprinkeling of onderdompeling. Maar jy word deur een gees deurdronge en deur hierdie gees gedoop in die liggaam van Christus as 'n eenheid, die oomblik as jy Jesus as jou verlosser en saligmaker, die kruis, die dood, begrafnis en opstanding van Jesus vir jou in jou plek aanvaar. Dis op hierdie selfe oomblik, elkeen wat die offer van Jesus in jou plek aangeneem het, jy dan permanent met die Heilige Gees verseël, vervul en bekragtig word om nie verlore te gaan nie, en nie met die waterdoop, so sommige in die algemeen leer nie. Want ek lees in Efesiërs 1 vers 13, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle geglo het, dit aangeneem het, julle vereenselwigheid, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Sonder om uit te brei, die onderpand is die Heilige Gees, wat die eerste waarborg is van die koopprys, dat hy die waarborg is met die inwoning van die Gees, dat jy deel is van die liggaam en nooit weer verlore sal gaan. So, die oomblik as jy die waarheid hoor, nadat jy geglo is, verseël word met die Heilige Gees van die belofte. So waarom is waterdoop deur God in die 4 evangelies dan ingestel? Ons moet verstaan dat waterdoop oorspronklik slegs vir die volk Israel beveel is, terwyl hulle nog onder die wet was gedurende die koninkryksprogram. Jesus en Johannes die Doper se program
wat hulle die koninkryk verkondig het deur te sê die koninkryk van God het naby gekom. Hierdie praktyk het ontstaan uit die boek Exodus, waar elke priester verplig was om in water gewas te word voordat hulle hul diens in die tempel of die tabernakel kon begin het. Hierdie reinigingsritueel het begin met Aaron en sy seuns wat die eerste priesters van Israel was. Ek lees vir jou Exodus 40 vers 12 en 13. Jy moet ook Aaron en sy seuns laat naderkom na die ingang van die tent van samekoms toe en jy moet hulle met water was. Trek Aaron dan die heilige klere aan en salf hom en heilig hom dat hy vir my die priesterambt kan bedien. God se ewige plan vir die nasie Israel was dat hulle almal 'n koninklike priesterskap vir die hele wêreld sal word tydens Jesus se koninkryk wanneer hy op aarde sal regeer. Petrus skryf hiervan in 1 Petrus 2 vers 9 en verder. Hy sê maar julle. Hy praat, as jy kyk so Petrus se aanhef, hy praat met Israel, die volk Israel in die verstrooiing. Hy sê julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk wat as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. As gevolg hiervan is al die Jode beveel om in water gedoop te word, wat hulle voorberei het vir hulle toekomstige priesterlike rol. Dit was 'n vereiste omdat net soos ons pas in die boek Exodus gesien het, alle priesters rituele reiniging met water moes ondergaan voordat hulle kon dien. Onder daardie vorige bedeling sou as iemand geweier het om in water gedoop te word, hulle verdoem sou wees. Want ek lees in Markus hoofstuk 16 en verder, en hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Met ander woorde, dis belangrik dat ons sal sien dat hulle was gedoop om Jesus as Messias te aanvaar, want Johannes het gedoop om Jesus as die Messias, die lam van God, bekend te maak. So hulle moes gedoop word en Jesus gee die opdrag vir die Jode om die evangelie te gaan verkondig en die wat glo te doop. Hulle wat nie glo nie, sal verdoem geword het. En nou sê vers 17 iets baie belangriks. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam duiwels uitdryf, in tale spreek, slange opneem, as hulle iets dodeliks drink, sal dit nie kwaad doen nie, op siekes sal hulle die hande lê, hulle sal gesond word, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en gaan sit aan die regterhand van God. Nou my vraag is, as hierdie doop dan in die dispensasie van genade nodig is, en ons dan geglo het en dan nou die doop koppel aan ons geloof en vereenselwiging, hoekom is hierdie tekens nie 'n natuurlike uitvloeisel? Want hy sê, die wat glo sal die volgende tekens volg, natuurlik. Dit was nodig dat die volk, en dis hoekom daar soveel wonderwerke in die boek Handelinge plaasgevind het, nadat Jesus hemel toe is dat die mense wat die Messias verwerp het met sy kruisiging, die wonderwerke sou sien wat hierdie mense gedoen het, wat die Messias aanvaar het, sodat die wonderwerke, die Jode die teken kon gee, dat Jesus die ware Messias was. Nou die vraag is waterdoop nog noodsaaklik vandag? 1 Korintiërs 1 vers 17 lees ek. Skryf die apostel Paulus, sê, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verijdel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is die kruis die krag van God. Waarom sal Paulus sê,
dat ek is nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. En ek sal van hier af vorentoe poog om hierdie vraag uit die konteks van 1 Korintiërs 17 aan jou te verduidelik, maar daar is sekere belangrike dinge wat ons vinnig net eers na moet kyk. Belangrik om te verstaan, is om die teksgedeelte binne konteks te verstaan, dat die apostel Paulus deur Jesus na die nie-Jode, na die heidene gestuur is, met die verborgenheid van die evangelie van genade. 1 Korintiërs 15 sê Paulus, ek deel julle hierdie verborgenheid. En die verborgenheid van die evangelie is, hy het gesterf, hy is begrawe, hy het opgestaan en hy het verskyn. Dis die evangelie. Die aanbieding van Paulus aan die heidene het verskil van die evangelie aanbieding wat die apostels aan die Jode gedeel het. Die verskil is geleë in 'n aardse koninkryk vir die Jode en 'n hemelse koninkryk vir die heidene. Ons gaan nou bietjie na die onderskeid kyk. Ook is die verskil tussen 'n profetiese program vir Israel en 'n verborgenheidsprogram vir die heidene. Die bruid van Christus teenoor die liggaam van Christus, Efesiërs 2 vers 11 tot 22 en Romeine 10 vers 11 tot 17. Kom ek lees vir jou Efesiërs 2 vers 11. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig is. Omdat die heidene nie besny is nie, is hulle onbesnedenis genoem, want hulle is nie liggaamlik aan die vooruit die mans besny nie. Hy sê, julle wat heidene was onbesnedenis genoem, omdat julle nie besny was nie. Dat julle in die tyd, sonder Christus, vervreem van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld was. Maar, nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, en onbesnedenis was, en uitgesluit was van die evangelie wat die apostels aan die Jode gebring het, het julle naby gekom deur die bloed van Christus. Vers 14. Want hy is ons vrede. Hy wat albei, Jood en heiden, een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie, wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. En albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy die evangelie van vrede kon verkondig aan julle wat ver was, die heidene, en aan die wat naby was, die Jode. Want deur hom het ons albei toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Onthou hy praat met die Jode, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dis baie belangrik om Paulus se redenasie in hoofstuk 2 te verstaan. Hy begin in hoofstuk 2 vers eerste 10 vers. Hy sê dat ons wat van nature boos was, het God van die duisternis in die lig gebring deur genade. En dan begin hy in vers 11 en hy praat van hierdie die heidene wat onbesnede was, wat vreemdelinge was, en die Jode wat besny was, wat deel gehad het aan die koninkryksevangelie,
wat Jesus verwerp het by sy kruisiging, maar wat nou na die kruisiging, soos Petrus gepreek het in Handelinge 2, vers 36, gesê het, julle het hom vermoor, en hulle vra vir hom, wat moet ons doen, broeders? En hulle sê, bekeer julle en laat julle doop. Daai doop was vereenselwiging met Christus. Die wat geglo het en gedoop is by die gemeente gevoeg. En nou hierdie skeiding tussen Jood en heiden. En Paulus sê, God het in Christus hierdie skeidsmuur weggeneem en die vyandskap tussen Jood en heiden weggeneem en homself, hulle twee met homself tot een mens verenig het. Een liggaam. Die evangelie van vrede. Nou is julle die heiden nie meer vreemdelinge nie, julle is huisgenote. Julle word gebou as 'n gebou saam, Jood en heiden. Saam opgebou tot 'n woning van God deur die Heilige Gees se inwoning. Is waterdoop nog noodsaaklik? Kom ons luister na die volgende vers. In Romeine 10, vers 11 en verder sê, hy sê, want die skrif sê, elkeen wat aan hom glo sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek, heiden en Jood. Dieselfde Here is tog Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Nou vra hy, hoe sal hulle aanroep, Jood en Griek? As hulle nie glo nie. En hoe sal hulle hom glo as hulle nie hoor nie? En hoe sal hulle hoor as een nie preek nie? En hoe sal hulle preek as die een nie gestuur is nie? Soos geskryf is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie. Want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Geen onderskeid tussen Jood en heiden nie, want die Here het almal byeengeroep en die redding in Christus moontlik gemaak. Onthou nou, dat die Jood en die heiden binne die verborgenheidsprogram in Christus gered word en verenig word, sodat daar nie meer onderskeid tussen Jood en heiden sal wees nie. Met hierdie agtergrond moet ons dan 1 Korintiërs 1 vers 17 evalueer en interpreteer. Kom ons onderskei vinnig met 'n skema voorstelling tussen die twee. Die onderskeid is nou tussen die doop van vereenselwiging met Jesus as die lam van God en die verseëling of dan die vervulling met die Heilige Gees na Pinksterdag. Kom ons kyk na die onderskeid. Daar's 'n program vir Israel en daar is 'n program vir die liggaam van Christus. Johannes die Doper het die doop van bekering gepreek en doop was 'n vereiste vir Israel se reiniging, Markus 1 vers 4. Vir die liggaam verklaar Paulus dat hy nie gestuur is om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, 1 Korintiërs 1 vers 17. Onder die program van Israel was waterdoop die opdrag vir 'n koninkryksevangelie, Handelinge 2 vers 38, en onder die liggaam van Christus is saligheid vir vandag uit genade deur geloof sonder werke, Efesiërs 2 vers 8 en 9. Onder Israel se program is die groot opdrag het doping vereis en onderdanigheid aan alles wat Jesus gedoen en gesê het, Matteus 28 vers 19 en 20. Vir die liggaam van Christus is daar een doop onder die heidense dispensasie, die doping van die Gees in die liggaam van Christus, Efesiërs 4 vers 5 en 1 Korintiërs 12 vers 13. Onder die program van die heidene was doop deel van Israel se profetiese program, wat vooruitgekyk het na 'n aardse bediening, en die liggaam van Christus bediening is die kind van God volkome in Christus, met hom as hoof, sonder enige seremonies, Kolossense hoofstuk 2 vers 10. Nou kom ons kyk met Paulus nou in gedagte en waterdoop.
So as waterdoop dan slegs was vir die wassing en die heiliging vir die volk Israel, en nie vir die liggaam van Christus nie, waarom het die apostel Paulus dan gedoop? Dit is belangrik om te erken dat toe Paulus die waterdoop uitgevoer het, dit in die begin van sy bediening was na Handelinge hoofstuk 9. Dit was gedurende die Handelinge tydperk, dat hy ook as 'n Jood, nadat hy tot bekering gekom het op die pad na Damaskus, deur Ananias in Damaskus gedoop was, toe die skille van sy oë afgeval het. Dit was 'n unieke oorgangstyd, toe God geleidelik sy fokus van Israel begin wegdraai, en dit deur die apostel Paulus na die heidene begin verskuif het. Alhoewel Paulus as die apostel vir die heidene aangestel is, lees Romeine 11 vers 13, het sy bediening eers begin met 'n tydelike getuienis ook aan die Joodse volk, omdat hy 'n fariseer was wat 'n Jood was. Hy was 'n Jood. Dit was sodat sommige gered kan word voordat God hulle heeltemal in ongeloof op sy sou sit, want Romeine 11 praat van dat die voordeel van die heidene, dat die evangelie na hulle toe gekom het, is die feit dat Israel in ongeloof verval het toe hulle Jesus verwerp het. Dis hoekom Paulus gesê het dat sy evangelie eers na die Jode gegaan het en daarna die Grieke. Romeine 1 vers 16 sê, die evangelie is die krag van God vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en dan vir die Griek. So, sy bediening was eers vir die Jode en dan na die heidene toe, omdat hy die apostel van die heidene is. Gedurende hierdie tydperk van die oordrag het God Paulus tydelik sekere praktyke uit die Joodse koninkryksprogram en die wet laat nakom, toe hy aan beide Jode en heidene getuig het en die mikwa, of dan die wassingsproses, die doop dan met hulle ook dan gedeel het. Dit is gedoen sodat die Jode na hom sou luister en sy aanbieding sou aanvaar, omdat hy 'n fariseer was en met gesag gespreek het. Hierdie benadering het gehelp om onnodige twis en beskuldigings van die Jode te vermy, dat hy nou wetteloosheid verkondig, terwyl hy steeds sommige van hulle na Christus gelei het, totdat die volle openbaring van die verborgenheid aan Paulus bekend gemaak is en geopenbaar is. Dis hoekom die apostel Paulus deelgeneem het aan dinge soos die aflê van die Nasareërsbelofte, offers, diereoffers, waterdoop van die Jode, en ook van nie-Jode, soos Gaius, Crispus en Stefanus, wat selfs dan ook Timotheus, wat hy dan as 'n heiden besny het. Nie omdat daardie dinge deel was van die evangelie van genade nie, waardeur ons vandag gered word nie, maar hy het Paulus in hierdie oorgangsproses laat deel in sekere van die koninkryksprogram beloftes, sodat die oorgang na die heiden toe kon gaan. Maar omdat hy bekend was aan die Jode, en destyds dit nodig was om hulle harte voorberei om die verlossing in die verborgenheids evangelie te ontvang, moes hy hierdie oorgang en ook hierdie dinge saam met hulle beleef het. Kom ons kyk na 'n paar van hierdie voorbeelde vinnig. In Handelinge 18 vers 18 lees ons dat hy 'n Nasareërsbelofte afgelê het. En nadat Paulus nog verskeie dae daar gebly het, het hy van die broeders afskeid geneem en na Sirië uitgeseil, en saam met hom Priscilla en Aquila. En in Kensrië het hy sy hoof geskeer, want hy het 'n gelofte gedoen. In Handelinge 21 vers 26 lees ons dat hy diereoffers nagekom het. Toe het Paulus die manne geneem en op die volgende dag hom saam met hulle geheilig en in die tempel gegaan om bekend te maak dat die dag van die heiliging sou voortduur
totdat die offer vir elkeen van hulle gebring moes word. Besnydenis, Handelinge 16 vers 1 tot 3. En hy het in Derbe en Lystra aangekom, en daar was 'n disipel met die naam van Timoteus, die seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse vader. Hy het 'n goeie getuienis gehad van die broeders in Lystra en Ikonium. Paulus wou hê dat hy saam met hom op reis sou gaan, en hy het hom geneem en besny ter wille van die Jode wat in daardie streke was, want hulle het almal geweet dat sy vader, Timoteus se vader, 'n Griek was. So Paulus doen hierdie Joodse ritueel om te doop, Handelinge 18 vers 18. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo, en ook baie van die Korintiërs het, toe hulle hom hoor gelowig geword het, is hy en hulle dan gedoop. So, Paulus doop ook. Hier, hoewel dit nie eksplisiet gesê word dat Paulus vir Crispus gedoop het nie, bevestig hy later in 1 Korintiërs hoofstuk 1 dat dit inderdaad hy was. Hoor wat sê hy? Hy bevestig verder dat hy nie net Crispus gedoop het nie, maar ook vir Gaius en die huishouding van Stefanus. 1 Korintiërs 1 vers 14 tot 16. Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, praat van die Korintiërs, behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook die huisgesin van Stefanus gedoop. Verder weet ek nie van iemand anders wat ek gedoop het nie. So die Korintiër gemeente is 'n heidense gemeente. En hy sê, ek het niemand van julle gedoop nie, behalwe Crispus, Gaius en die huisgesin van Stefanus, wat ek gedoop het. Hierdie oorgangsposisie, of hierdie oorgangstyd. Nietemin bevestig Paulus dat hy al hierdie dinge gedoen het met die uitsluitlike doel om die Jode tot geloof in Christus te lei en te wen. 1 Korintiërs 9 vers 19. Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te wen, en vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te wen. Soos die tyd verbygegaan het en die apostel Paulus se bediening ontvou het, het God meer en meer van die misterie aan hom begin openbaar maak. Dit is duidelik dat hy nie meer enige nood vir hom was om sekere rituele insluitende die waterdoop en die ander Ou Testamentiese Joodse rituele te volg nie. Dus hoekom hy dan verduidelik dat God hom sy oorspronklike doel vir sy bediening nie meer was om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. 1 Korintiërs 1 vers 17. Hoor wat sê hy? Want Christus het my nie gestuur, alhoewel ek in die oorgangstyd gedoop het, het hy my nie gestuur na die heidene toe om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is die kruis die krag van God. Nou vraag, is water dus 'n vereiste gedurende die bediening van die genade? My mening uit die bewyse en die ondersoek is dit kristalhelder dat die antwoord op hierdie vraag al onomwonde nee moet wees. Kom ons maak 'n gevolgtrek. Waterdoop is nie nodig vir verlossing. En dis ook nie 'n openbare geloofsbelijdenis wat God in hierdie huidige bedeling van genade erken nie. Ek moet dit egter beklemtoon dat dit nie is om iemand te veroordeel of te sleg te laat voel oor die feit dat hy gedoop is nie.
Hierdie is 'n saak tussen jou en die Here. As dit op jou hart is om water gedoop te word, dan is dit geheel en al jou saak. Maar ek wil vir jou sê, waar ons uit die Bybel lees, dat dit nie meer God se vereiste is nie. God is nie ontevrede of kwaad met jou omdat jy gekies het om gedoop te word, of omdat jy as kind gedoop is nie. Maar dit is belangrik om te sien dat vir die heidene die doop onnodig is, want die doop was noodsaaklik dat die Jode in die openbaar deur gedoop te word, 'n openbare erkenning is dat hulle die Joodse godsdienst wegskuif en Jesus as Messias aanvaar. As jy Handelinge 2 lees, jy sien, die wat gedoop is en die woord aanvaar het, is gedoop en is by die gemeente gevoeg. Nie die Nuwe Testamentiese kerk van die heidene nie, maar die bestaande Messiaanse kerk van die Jode. Want Petrus kom en hy praat van 'n moordaanklag. Julle het hom verwerp, julle het die Messias verwerp. En nou vra die Jode, Handelinge 2, wat moet ons doen? Is dit nou vir ons verlore? Petrus sê, bekeer julle en laat julle elkeen doop in die naam van Jesus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Niks uit te waai met kinderdoop nie. Dis vir die Jode dat hierdie belofte dat julle vereenselwig met Christus deur gedoop te word, 'n vereiste volgens Ou Testamentiese wassings. Jesus aanvaar, want Jesus word deur Johannes gedoop om hom bekend te stel, en Johannes sê, daar is die lam van God wat sonde wegneem. Johannes is op om te doop, nadat Jesus bekend gemaak is. So God is nie ontevrede en kwaad nie, maar dis nie 'n vereiste in die dispensasie van genade nie. Maar onthou, asseblief, dat dit absoluut niks te doen het met jou redding, dat jy gedoop word om gered te word nie, en dat jy gedoop word in die proses van heiligmaking. Want Romeine 6 vers 4 sê, dat ons onsself vereenselwig in die doop met die dood van Christus. Ek sien myself sterwe, begrawe word, opstaan. Dit het niks uit te waai, dat ek nou in die proses van heiligmaking, aan die ander kant van die doopwater uitkom. Ek hoop dat hierdie vir jou tot waarde is. Dit het beslis niks te doen met jou verlossing. Daardie saak is afgehandel toe jy die eerste keer Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. Deur jou geloof in die evangelie te praat, is jy reeds in vrede met God en daar is geen rede om bekommerd te wees en nog iets moet byvoeg nie. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Deur die geloof geregverdig, vrede, toegang, staan in die oorwinning. Ek hoop hierdie gaan vir jou tot antwoorde gee en dit gaan jou tot seën wees. Die Here help. Die Here dra vir ons deur.